En soos wat jou ore dit hoor, gebeur daar iets hier binne in jou. Ouens, musiek is een van die kragtigste instrumente wat daar is, of maniere wat daar is, om iemand te kry om in 'n sekere state of mind te kom. En almal van ons ervaar dit. Wie van julle hou daarvan om na musiek te luister? Wie van julle se karre het almal 'n hoë troostelsel in? Jy koop nie 'n kar sonder 'n radio nie, ouens. Wie van julle het radio's in julle huise? Hoekom is die ding daar? Want jy luister musiek. Ek onthou jare terug was daar ou gewees, Rodney Seal, ek weet nie julle hom kan onthou nie. Rodney Seal het so 'n boekie geskryf oor die gevare van rockmusiek. Nou ja, toe ek so 16, 17 jaar oud is, toe kom ek eendag in my kamer en hier lê die boekie op my bed. Want my ma was 'n bietjie bevrees gewees, die musiek wat ek na geluister het, is Black Sabbath, Uriah Heep, Judas Priest, AC/DC, dis ons tipe musiek gewees, né? En my ma het gedink ek is op pad hel toe as ek na daai goeters luister. Maar onder andere in een van die goeters het in hierdie boekies wat hulle altyd oor gepraat het, was hulle het gepraat van backward masking. Jy het al gehoor van dit? Backward masking is wanneer hulle die woorde vat en hulle speel dit agteruit. Dan is daar 'n geheime boodskap. Hulle het dit gedoen en dan luister jy na daai ding en dan speel hulle vir jou 'n liedjie, dan ek dink hulle daai tyd Queen se Another One Bites the Dust. Onthou julle? Another one bites the dust and another one bites, né? Dan speel hulle daai liedjie agteruit, dan hoor jy hulle sê vir jou, it's fun to smoke marijuana, it's fun to smoke marijuana. Nee, ek weet nie of dit regtig so was nie, maar kom ek jou sê, as jy dit genoeg kere luister, dan hoor jy dit. Ja, nee, dit is so, nee. Ouens, ons word geleer dat die duiwel was die lewende wese in God se teenwoordigheid toe hy nog Lucifer was, wat 'n wandelende instrument was wat eer en lof aan God gebring het. As daai wete verstaan wat se mag en wat se krag daarin lê, kan jy verstaan toe hy tot 'n val gekom het, toe dat hy dieselfde metodiek gebruik het om die mensdom weg te rokkel van God af en eer en lof na hom toe te swaai. Dis hoekom ons musiek so addictief is. Dis hoekom die musiek wat jy luister jou in 'n bepaalde gemoedstoestand kan sit. As jy verlief is op 'n tyd in jou lewe, wat se tipe musiek luister jy? When a man loves a woman. Nee? Dit was Backstreet Boys, dit was Boys to Men, dit was Michael Bolton, onthou julle ouens, ek meen jy het al hierdie love songs geluister. Want dit praat met die toestand wat jy jouself in bevind. Jy vereenselwig met dit. En dit is soos olie vir die siel. Nou jare later het hulle 'n grappie gemaak oor die storie van die backward masking. Toe sê hulle as jy country musiek vat en jy speel country musiek agteruit, hulle sê dan kry jy jou vrou terug, jou perd terug, jou hond terug en jou plaas terug. Toe raak daar iemand nou nog slimmer, toe sê hy nee. Hy sê as jy boeremusiek vat en jy speel boeremusiek agteruit, dan kry jy potjiekos resepte. Die punt wat ek wil maak vanoggend is ouens, is dat ek en jy moet begin besef as kinders van God, as 'n Nuwe Testament kerk, moet ek en jy besef dat praise and worship, ons lof en aanbidding, hierdie gedeelte van ons diens, is nie sommer net iets nie. Dis 'n kardinale deel, dis deel van die fondasie van waar die kerk opgebou is. En ek wil jou vanoggend so 'n paar skrifte lees, ek wil jou stuur vanoggend, ek wil jou uit God se woord uit wil ek jou aanmoedig, sodat jy kan sien, dat dit is die krag wat opgelê word vir ons as sy kinders. En dis hoekom die duiwel so hard werk vir jou om jou mond te hou. Dis hoekom hy wil hê, jy moenie interaktief, jy moenie deelneem, aktiewe lidmaat wees, of 'n aktiewe deelname hê in die aanbidding van God nie, want hy besef, die oomblik wat jy dit doen, is daar 'n sekere krag wat losgelaat word. Daar is sekere emosies wat binne in jou gestuur word. Nie omdat ons as die orkes of die ou wat hier voorstaan dit doen nie, maar omdat jy sekere verklaringe met jou mond maak, omdat die mag van lewe binne in jou tong lê. En ek is oortuig dat as ons nie hierdie goed snap nie, as ons dit nie verstaan nie, dan gaan daar 'n groot leemte in ons geesteslewens wees, as gevolg van dit. Ons gaan sukkel om oorwinnings in sekere tye in ons lewens te kry. En ek glo kerk dat ons moet op daai plek kom waar mense weer dieselfde reaksie oor ons het soos wat hulle oor die eerste kerk gehad het.
Mense moet ons kyk en dink, ons is regtig getrek. Hulle is wragtig dronk. Mense moet sien hoe ek en jy die Here loof en prys, dat die reaksie wat daai wit pastoor gehad het, op daai swart tannie Abby wat hier voorgesit het, dat hy gesê het, haar aanbidding het my ingetrek. It was contagious. Dit het afgegee op my. Dit het my jaloers gemaak. En die bron van dit alles, dit vloei alles uit my dankbaarheid vir hom. Dit vloei alles uit om te onthou waarvan het hy my gered. Hoe durf ek stil bly? Hoe kan ek stil bly? Hoe kan ek dit vir myself, hoe kan ek so ondankbaar wees? Dion, ek hoor wat jy sê, maar dis nie my persoonlikheid nie. Ouens, jy was lankal saam met Christus gekruisig. As jy kind van God geword het, dan sê Paulus, hy sê ek leef nie meer nie. Hy sê ek is saam met Jesus Christus gekruisig. My wil, daai vleesdeel van my, ek het hom teen die kruis gaan vaslaan. As hulle jou aftrek en jy kry 'n boete vir spoed en jy moet voor die hof verskyn en die regter sê vir jou, hoorie meneer, sê gou 'n bietjie vir my, wat is die probleem hierso gewees en jou verskoning is, maar mevrou, ek kan nie help nie, dis my persoonlikheid, ek is maar hastig van aard. Is dit 'n verweer? As hulle jou aankla vir aanranding en jy staan in die hof en jy moet jouself verdedig, hoekom het jy iemand aangerand en hulle sê vir meneer, wat is jou verweer? Ag weet jy, ek het maar 'n hier. So hoe belaglik is dit vir jou en vir my om te kom as kinders van die Here? As jy nie gered is en jy is hier vanoggend, het jy 'n verskoning. Die res van ons, as jy gered is, wedergebore kind van God, het jy nie 'n verskoning nie. Hoe kan jy stil bly? Die enigste aanname wat ek kan maak is, jy's nie gered nie. Want daai dankbaarheid manifesteer nie. So kan ek jou stuur vanoggend so 'n bietjie met 'n paar skrifte. Is dit reg? Vat gee jou Bybel. Ons gaan vanoggend serieus lof en aanbidding doen. So dis hoekom ek hierdie in die begin wil doen. Kom ons begin gou by Psalm 100. Julle almal ken hom. OK, is julle daar? As hulle dit nie op die bord het nie, ek gaan vir jou laat lees. Psalm 100 vers 1, 'n psalm by die loofoffer, juig voor die Here o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Sê so 'n bietjie blydskap. Jesus ouens, het jy al gesien hoe lyk party mense wanneer hulle die Here dien? Party ouens se gesigte lyk soos 'n Vrystaatse donkie, so lank suur gesig. Dien hom met blydskap. Wat is dit om bly te wees? Moenie vir my sê happy nie. Nee, dis om opwinding te hê. Nee, dis 'n emosie van dankbaarheid. Alright, so dien hom met blydskap. Kom voor sy aangesig met 'n gejubel. Waar is ons vanoggend? Mooi saal. Ekskuus. Hy klink soos iemand wat vroeg aanset of Alzheimer het. Waar is jy? Ek's hier. Ouens, ons is hier, so by mekaar, ons is in sy teenwoordigheid. Nou sê hy, wanneer ons so by mekaar kom, hy sê ons moet voor hom kom met 'n gejubel. Wat is 'n gejubel? Blydskap. Dis 'n geraas. Nee, 'n gejubel is 'n hoorbare geluid wat jy maak van uit jou opgewondenheid uitkom. So jy jubel en jy juig, jy sing, jy's happy, jy's bly, nê? Maar dit kom uit jou mond uit. Hy sê kom dit om jy erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Sien julle hoekom loof Dawid hom? Omdat die Here getrou is, omdat die Here vir hom goed is. Kom voor hom met 'n gejubel. Right. Blaai gou saam met my na Psalm 37 toe.
Nee, skies, eers 47, sorry. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Sê so 'n bietjie gejubel. Want die Here, die Allerhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy begin, alle volke juig voor die Here, klap met julle hande. As jy wonder hoekom klap ons hande in hierdie kerk, want die woord van God leer vir ons, dis wat jy doen. Jy doen dit want it's an expression of my thankfulness. Dis 'n uitdrukking van my die verbasing wat ek instaan oor God se grootheid en almag. Alle volke klap die hande. Okay, so as jy wonder hoekom ons dit doen, daar's hy. Hy sê en dan weer eens herhaal hy sê en eer God met 'n stem van gejubel. Kan julle sien daar's excitement in dit? Hoor julle dit ook as julle dit daar lees? As ek nie vir jou excited klink nie, sien julle ten minste dit staan daar, né? Dan blaai jy gou na Psalm 37 toe. Hierdie vers 1 is vir iemand spesifiek vandag. Hy sê, wees nie toornig op die kwaadoeners nie, beny hulle nie die onreg wat hulle doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen grasspuitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. So hy sê vir ons, moenie kyk na mense wat onreg pleeg en jy sien dit gaan goed met hulle nie. En jy sê, Jesus Here, hoekom gebeur dit? Hoekom sien jy ander mense en ek sukkel om die seën in my lewe te sien? Hy sê moenie op dit fokus nie. Hy sê maar wat jy wel moet doen. Vers 4. Hy sê en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Wat beteken verlustig? Dink nou, as jy nou vir iemand moet verduidelik, wat beteken verlustig? Is om te geniet, nee. Is om lekker te kry, maar dit is 'n diep lekker kry, ouens. Nee? Hoor gou wat is daai definisie? Wil jy het jy hom daar? Kyk gou wat is die Hebreëse woord vir verlustig, delight. Hy sê so take pleasure in. Nou hy sê ek gaan vir jou lees. Daai een is 'n bietjie short. Hoor gou wat gebeur as jy jouself verlustig. Dan jy nou net kans hê dat ek dit gou sien. Hy sê in Hebrew, the concept of delight carries rich, multifaceted meanings that transcend basic happiness. In ander woorde, om te verlustig is meer as net om te sê ek is gelukkig. Dit styg bo dit uit, né? The original Bible term emphasizes deep pleasure, desire and becoming soft or yielding. Dis 'n diep begeerte, né? Dis 'n diep lekker kry. Dis 'n diep genot wat iets of iemand jou gee. Hy sê maar 'n snaakse ding gebeur binne in daai genot. Hy sê jy word sag en jy word yielding. Om te yield is om toe te gee. En dis wat jou en my grootste geveg is wanneer ons oor hierdie ding praat. Jou vlees wil nie yield nie. Jou vlees, wanneer dit kom by, kom ons loof die Here, kom ons maak sy naam groot, vir baie van julle, kan jy voel hoe staan daai ding hier binne in my op, van moenie vir, James, hoekom maak jy vir my so? Ek kom nog eers by my punt uit nie, né? Maar dis die waarheid, né? Die mense, die pastore, die praise and worship leiers sê vir jou, hoorie, kom ons maak sy naam groot, en jy voel hoe staan daar 'n ding hier in jou op, jy voel jy trek soos 'n vraagteken van, moenie vir my sê nie. Dis niks anders as jou vlees wat rebelleer nie. Nou sê hy, wanneer ek my so verlustig in die Here, verlustig vir wat? Ek verlustig my oor sy goedheid. Ek verlustig my oor sy genade. Ek verlustig my oor sy voorsiening. Man, al het ek niks wat ek het om te kan sê dat ek geseënd is materieel nie, net omdat ek Christus Jesus het, is dit vir my genoeg.
Ek verlustig my in daai waarheid, in daai wete. Dis nie mind over matter nie. Dis 'n realiteit van wat ek ervaar, van wat hy vir my gedoen het. En as ek terugkyk in my lewe, dan sien ek al die monumente wat opgerig is in my lewe, van waar God al vir my deurgekom het, waar hy al getrou was vir my, waar hy my gebede geantwoord het, waar daar wonderwerke is wat plaasgevind het. Amen. Almal van ons se lewens is vol van dit. Vir wie van julle het die Here al 'n wonderwerk gedoen? Kan ek jou hande sien? Sê vir iemand langs jou. So nou staan en vererg jy jou vir iets wat nie nou deurkom op jou tyd nie. Nou sê jy, Here, waar is jy? Draai om en kyk 'n bietjie terug. Dan gaan jy sien waar was God al in jou lewe vir jou daar gewees. Ek en jy moet besef, wat het ons daai tyd gedoen toe ons hy oorwinning gekry het? Onthou dit. En dis hoekom ons as ons hier staan en ons sê, Here, ek het 'n diep, daai verlustig. Here, ek kry lekker oor wie U is. Ek kry lekker oor wat U vir my kom doen. Here, ek kry so lekker vir die feit dat ek kind van God is. As ek dit doen, word iets sag hier binne in my. Hierdie hardheid van my vlees, wat opstandig is en wat nikkerig is en wat 'n moeilike week gehad het en wat sê, maar Jon, ek is nie nou lus nie. Wanneer ek daai woorde sê, is ek besig om te profeteer, my ore hoor dit, en my sielsdimensie kom in lyn met God se woord. Ek onderwerp my. En die oomblik as ek my onderwerp, dan begin ek voel, jy's maar hier begin iets opswel hier binne in my. Hier's iets wat ek voel ek kan nie meer my stil hou nie, ek voel ek kan nie my hande in beheer hou nie, ek voel ek kan nie my voete stil hou nie, magtig, ek verstaan nie, maar hierdie mond van my maak al hoe groter geraas, ek is al hoe blyer, ek is al hoe meer opgewonder, ek sê, hey band, speel 'n bietjie harder, laat hulle nie hoor hoe vals ek sing nie, maar ek is bly oor God se goedheid, halleluja! Dis 'n spontane reaksie, maar dit gebeur nie net nie, dis as gevolg van. Verlustig jou in die Here en hoor wat beloof hy jou. Wat sê hy, wat sal met jou gebeur? Ek sal jou gee die begeertes. Ek dink nie ons verstaan wat dit vir God doen wanneer ons loof en prys nie. Ek dink nie ek en jy besef nie. Ek sit gou vir op Sefanja 3 vers 17. Ek het dit nou nie hier nie, maar ek wil dit vir die ouens gelees, asseblief Willie. Dis een van die kragtigste beskrywings van wat die Here se reaksie is op ons lof en ons aanbidding. Sefanja 3 vers, daar is hy 17. Hy sê die Here jou God is by jou. Sê so 'n bietjie, hy is by ons. Hy's 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hoe voel die Here oor jou? Hy verheug hom oor jou met blydskap. Sê vir iemand langs jou, man, jy maak die Here baie bly. Nou weet ek, party van julle kyk jou maatjie so en jy dink, kom ons los dit aan net. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met 'n gejubel. Soos wat jy oor hom aangaan, so gaan hy oor jou aan, ouens. Het jy dit geweet? Het jy geweet dat jy die bron is van God se blydskap? Die Hebreëse woord vir beskrywing en definisie vir daai gejubel oor jou, dit sê letterlik dat die Here in die ronde spin van excitement wanneer hy oor jou en oor my dink. Hierdie groot God, hierdie wese wat die hele heelal in sy hand vashou, hierdie heilige God, hierdie God wat Jesaja vir ons sê, dat hy 'n visioen gehad wat die serafs om sy troon is, en hoe dit hulle dag in en dag uit die hele tyd sê, heilig, heilig, heilig is die Here God. Daai selfde God is die een wat oor jou in die ronde spin. Verstaan jy wat jy opwek in God? Jy maak hom excited. Verstaan jy nou hoekom hy sê, dat as jy jou verlustig oor hom, kan hy nie help om sy goedheid oor jou uit te stort nie. Ek het hierdie storie al baie gesê, nou my ander sussie sal met my saamstem, maar my ma nie. Maar ons het 'n jonger sussie. Sy is so 5 jaar jonger as ek. Wit broodjie. Ken julle daai?
Nou hierdie ding het ek eers later in my lewe verstaan, dis hoekom ek my ma en my pa kon vergewe daarvoor, maar Jesus. Ja, as ek by my pa kom en ek sê vir hom ek het iets nodig. Nou my pa was 'n bietjie synig geweest. Ietsie nodig het. Ek moes hom altyd benader met 'n move. Nee? Altyd ek het myself so ordentlik gehou as moontlik. Ron vir my lag, lyk my jy dieselfde gehad, nee? Dan kom ek so aan, hallo pa. Man, as ek so wat weet jy? Hans die hele taktiek is gesink net daar. En dan moet ek nou ek moet nou 'n plan formuleer om my pa te kry, om my jammer te kry of om goed te voel oor my sodat hy sal sê ja. Het nie altyd gewerk nie. Die meeste van die tyd gebackfire. Maar dan kom my klein sussie in die huis. Sy kom soos 'n ou vlindertjie daar ingefladder. Nee. Dan kom sit sy by my pa. Sy sit daar by hom en dan vryf haar been en dan gesels en dan lag jy, Paula, kan jy onthou, nee? Ek kry seker tweetjies ek aan dink, nee? Dan sal sy vir hom vra, man, sy is nog nie eens klaar gevra nie, dan sê my pa, nie eens reg my liefie, jy kan maar. Dan staan ek in my kamer, dan hoor ek, want ek weet nou wat gebeur, nee? Dan hoor ek my pa sê, ja, jy's ouens, dan gooi ek 'n fit in my kamer. Natuurlik nie dat my pa dit hoor nie, maar dan skel ek en ek is kwaad. En ek het nooit verstaan hoekom nie. Toe ek groter is, toe begin ek besef met my eie kinders, maar weet jy, gedrag is nogal 'n sterk motiveringsfaktor vir wanneer jy ja of nee sê. En ek was harrekwas geweest. As my pa vir my sê, hoorie man, ry gou saam met my, en as ek nie lus nie. Hoorie kom doen, nee, ek en my pelle, ons is besig, ons gaan die naweek is ons weg. Hoorie kom help my gou met dit. Ooh, nee, ja, voel jy lekker nie, jy weet, naar, Ek het so 'n koppie water gevat, dan gaan ek in die badkamer en dan maak ek die deur toe, dan maak ek of ek opgooi. As ek so, maak ek gooi ek 'n koppie water in die toilet in. Is nooit ma se kos gewees nie, hoor, dit was daai gewees. So teen die tyd, wanneer ek by my pa kom en ek vir my pa sê, hoorie pa asseblief, dan sê hy al so keelvol vir my rebellie, vir my onwilligheid, vir my onvermoë om dankbaarheid te wys, om te help, om by hom te wil wees. Dit het nie van die lus nie. There's no motivation. Maar my sussie, sy het om my pa gehang. Sy het gelyk soos 'n bosluis. As my pa daai bakkie start, hy het so Datsun 1200 bakkie gehad. As hy daai bakkie start en hy sê tjoei, en as my sussie langs hom in die bakkie. Sy is oral agter hom aan. Sy help hom as hy die buitekamer skoonmaak. As hy slag, dan sy daar om te help slag, nee. As hy sê, hoor, wie gaan saam met my ry, dan gaan sy. Niks was vir haar moeite vir my pa gewees nie. En dit het my pa se tank vol gemaak. En dis hoekom my pa, hy het nie geweet hoe om nee te sê nie, want daar was geen rede om nee te sê nie. Want sy het hierdie ongelooflike dankbaarheid in hom gewys. En ouens, dis wat ek begin ervaar as 'n pa van ons hemelse Vader. Ons is stubborn, ons is ongehoorsaam, ons maak wat ons wil, soos wat ons wil. En dan in dit het ons nog die audacity om te kom en te sê, ag Here, kom help. Maar jy maak soos jy wil en jy leef soos jy wil. Nou sê hy vir ons daar, as jy jou verlustig in die Here, as jy lekker kry oor sy paaskap, as jy lekker kry oor sy goedheid en oor sy guns, man, as jy glo hy die beste vir jou, en jy's gehoorsaam, en jy laat toe dat hy goedheid jou lewe tref, nee, dan kan die Here nie anders as om op te staan en te juig en te celebrate oor die kinders van hom nie. Hy spin in die ronde en in dit sê hy, I will give you the desires of your heart. En ons almal weet, daai is nou nie ons vleeslike desires nie. Want wanneer ons kinders van God is ons desires het verander. Vir ons gaan dit nie meer oor die materiële goeders nie, alhoewel dit belangrik is vir ons om te leef. Maar ons, dis nie meer ons dryf nie. Is om te hê wat ek wil hê nie. En dis wat ek by jou wil los vanoggend. Ek wil jy moet vanoggend hoor hoe jy God opgewonde maak. Maar ek wil jy moet ook hoor hoe dat God dit soek, sodat jy daai emosie kan opwek by hom. Sodat jy God kan kry om op te staan oor jou, daai een hier in ons midde. En laat hy oor jou en oor my jubel. Dan wil ek 'n derde ding vir jou sê, en ek wil vir jou gou lees, wat is die effek van wanneer ons hom se loof en prys? Hoe lyk dit in die fisiese? Nie net ons gemoed wat opgetel word nie. Ek wil nie nou nog tyd opneem nie. Blaai gou saam met my in die Nuwe Testament na Handelinge toe. Handelinge 16.
Net so 'n stukkie konteks, want ek wil nie die hele gedeelte vir jou lees nie. Dis Paulus en Silas, hulle is besig om die werk van die Here te doen. Hulle is besig om te evangeliseer, hulle is besig om siele vir die Here te wen. Hulle is in die heidense lande in, en hulle is besig om 'n groot opskudding te veroorsaak. Mense kom tot bekering op strepe. En in hierdie geval was dit een van daai gewees waar hulle besig was om te preek, en terwyl hulle preek, toe's daar mense wat 'n klein dogtertjie gehad het wat hulle gebruik het as 'n waarsêer. So sy het vir mense soos 'n waarsêer gewerk. En terwyl Paulus en Silas in hierdie stad rondloop, toe kom hierdie meisiekant agterna en die demoon binne en dan manifesteer, en die demoon sê die hele tyd, hy sê, hierdie is manne van God, julle moet luister, pas op, julle moet hoor wat hierdie manne sê, nê? En Paulus raak naderhand geïrriteerd met dit, want hy besef dis eintlik die vyand wat verwarring wil, en hy draai om en hy bestraf hierdie ding. En toe hy hom bestraf, toe is hy gees uit daai meisiekant uit. En toe hy gees uit is, toe sy geen waarde meer vir haar meesters nie. Want toe kon hulle nie geld uit haar uitmaak nie. En as gevolg van dit is daar 'n verskriklike groot riot, optog wat die ouens hou, want hierdie ouens het nou kom en hulle kom steel nou hulle bevoeter ons ekonomiese voorspoed. En hulle arresteer hierdie twee. Arresteer hulle, gooi hulle in die tronk. En hier gebeur iets amazings. Hier van vers 23 af. Handelinge 16 vers 23. En toe hulle baie slaag gegee het hulle in 'n gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste van die gevangenis gewerp en hulle voete in blokke vasgemaak. En omtrent middernag. Nou, stop net gou. Ek het nou toe ek Psalm 37 lees gesê, is iemand wat dalk moet hoor. Ons vervies ons wanneer goed nie uitwerk soos wat ons verwag het moet uitwerk nie, want jy's getrou en jy luister en jy doen wat die Here jou sê, en dan lyk dit of daar nie deurbrake kom nie. Nou wil ek vir jou sê, dis presies wat hierdie ouens gevoel het. Hulle was besig om die werk van die Here te doen, en terwyl hulle dit gedoen het, word hulle in die tronk gegooi. Ouens, moenie onder die verwronge idee leef dat omdat jy doen wat die Here vir jou sê, dat dit altyd met jou gaan goed gaan nie. Forget about that. Die woord sê vir ons dat many are the afflictions of the righteous. So dis sommer net so terloops. Maar nou sit hulle hier en middernag. Wie van julle het al gestres? Wie van julle regtig ge-worry en spanning gehad oor goeders? Wanneer kap daai ding jou gewoonlik die ergste? As jy wil gaan slaap in die aand, nê? Dan lê jy en jy spin op daai bed, dit lyk asof jy jou lakens riemel lê, nê? Yes, jy kry nie daai movie afgesit in jou kop nie, ek weet nie of julle ook so is nie, maar hy's op repeat, al hierdie goed wat met my gaan gebeur, al hierdie verskillike uitkomste wat die duiwel vir my sê, hoe tragies en hoe sleg dit gaan wees wat my gaan tref. En dis presies wat met hierdie twee gebeur het. Hulle was nie seker oor wat met hulle gaan gebeur nie. Hulle was seker gewees, hulle gaan dalk nog erger houe kry, nog erger pak slaag kry. Maar hulle maak 'n wilsbesluit. Hulle maak 'n wilsbesluit as gevolg van vorige ervarings wat hulle al gehad het, toe hulle in die moeilikheid was, het hulle teen die tyd al die resep, vir 'n gebrek aan 'n beter woord, het hulle teen hierdie tyd al die resep geken van, wat doen ek wanneer ek in die moeilikheid is? Nie sit en praat myself dieper in die gatte nie, grou nie nog dieper en nog meer negatief en kla en kerm nog meer, nee, hulle het uit ervaring uitgeleer, hier's wat jy doen. Waar was ek nou gewees, vers 25? En omtrent midderdag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister, want hulle was nie die enigste ouens in die tronk nie. Daai tronk was vol kriminele gewees. Maar hoor wat kies hulle om te doen toe hulle in die moeilikheid is. Hulle doen wat? Hulle het lofliedere tot eer van God gesing. En jy stap hier in volgende en jy sê, Dion, jy ken nie my week nie. Jy weet nie waar ek gegaan het nie. Jy weet nie wat se uitslae ek gekry nie. Jy weet nie wat se nuus het gekry nie. Broer, jy ken nie my vrou nie. Jy voel letterlik, Here, ek sit in 'n tronk. Ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Ek weet nie waar gaan ek uitkoms kry nie. Ek weet nie hoe gaan my dinge draai nie, ek weet nie hoe gaan my goed verander nie. Jy het 'n keuse om te maak vandag. Jy kan sit en jouself jammer kry.
Jy kan sit in jouself in die moeilikheid inpraat. Jy kan deur die mag van die tong die dood oor jou lewe bring. Of jy kan by hierdie manne van God, geesvervulde manne van God, ons voorgangers, kan jy by hulle leer, wat het hulle gedoen toe hulle in die tronk is? Here, ons loof en prys U naam, want ons weet alles is vir U by magte. Niks is vir U onmoontlik nie. Here, ons dank U dat U ons gered het. Here, inteendeel, hierdie ouens het gesê, wat 'n voorreg is dit om te ly vir die naam van Christus. Hulle het dit as 'n eer beskou, dat hulle mag vervolg word vir Christus. Hier, ouens, wat se next level is dit wat aanbetref my lewe behoort nie meer aan my nie? Wat is dit wat jy verstaan wanneer jy daai tipe goeders kan sê, dat Here, my lewe is regtig nie myne nie, ek behoort aan U. En as U my wil gebruik om my in 'n tronk te sit, I'm yours. Gebruik my, Here. Ja, Jesus, Here, hoe werk jou goed nou nie? Nee, ek verstaan dit nie, ek doen al jou beloftes, ek is gehoorsaam, ek luister, ek gee my tiendes, ek kom getrou kerk toe, ek doen al hierdie goeders reg, ek is nice met my vrou, ek maak vir haar koppie en 'n dun koppie. En nou sit ek hier. Dis 'n baba Christen wat nog so redeneer. Dis 'n vleeslike Christen wat nog so redeneer. Want teen die tyd moes ek en jy al verstaan, wat is besig om met ons te gebeur? Die duiwel doen net sy werk. Maar is tyd, kerk, dat ons begin om ons werk te doen. Wat is ons werk? Loof en prys die Here, halleluja! Maak sy naam groot in daai situasie. Hoekom? Want Here, net vir my om U kind te wees, net vir my om gered te wees, is vir my meer as genoeg, is meer as enigiets anders wat ek regtig soek. That's my desire. It's to be used by you. Want kyk wat gebeur. Hy sê in die gevangenisse het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik, sê so 'n bietjie onmiddellik. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Sien julle wat sê hy daar? Sien jy, hy sê net Paulus en Silas se boeye het losgeraak. Wie sinne? Sê so 'n bietjie almal. Die ongeredde mense, die skuldige mense wat saam met hulle in die tronk was, wat gehoor het hoe hulle die Here loof en prys. Selfs hulle boeye het losgekom toe hulle gehoor het hoe dat hierdie twee manne God se naam loof en prys. En dis wat ek en jy nie besef in die midde van ons stryd, in die midde van ons probleme, in die midde van jou tronk, is jy so gefokus op jouself. Jy besef nie dat as jy God se kind is jy 'n instrument in sy hand. Hy sit jou in hy tronk van as ander mense wat nodig het om te hoor hoe jy sy naam loof en prys in dieselfde tronk waar hy sit. En wanneer hy sien hoe jy sy naam loof en prys, dan word sy boeye los. Hy hoor die Here, hy reageer en hy sê, maar hierdie God van jou is waaragtig God. Hierdie God van jou is die een wat waaragtig jou boeye kan losmaak. As jy in die tronk op hom kan vertrou, wil ek op hom vertrou. Halleluja! Jy waar daar sit, my boetie en sussie. En dis wat hy met ons Nuwe Testament kerk wil doen. Dis hoekom ons sy gees nodig het, is sodat ons hierdie mentaliteit kan hê. Dat ons met sy gees se krag hierdie goeders kan doen. Dat wanneer ek in die gemors is, wanneer ek in die tronk sit, dat ek by my volle bewussyn kan wees omdat die Heilige Gees by my is. Hy is hier in my midde, hy is saam met my hier waar ek is. Here, U het my nog nooit begewe en verlaat nie. David sê, I've yet to see the righteous forsaken. En dis hoekom hy vir ons vra, maak my naam groot. Tel my naam op, dat ek oor jou kan juig, dat ek oor jou kan jubel, dat ek oor jou kan dans, want in my juig en in my jubel en in my dans oor jou, sê die Here, maak ek jou bande los, ek breek jou kettinge, ek haal hy boeye af, en ek maak die tronk se deure oop vir jou. Halleluja! Dis waar ek wil wees, amen. Maar hoe dankbaar is jy? Hoe dankbaar is jy? Want almal van ons wat hier sit is nie krisis nie. So hierdie is nie net vir wanneer 'n krisis het nie. Ouens, hierdie moet my mentaliteit, dit moet my manier van dink wees elke oomblik van die dag. Wanneer dit met my goed gaan en wanneer dit met my sleg gaan. Maar hy verdien my beste lof.
Hy verdien my beste aanbidding. Hy verdien dat wanneer Dawid sê, klap julle hande, o alle volke en nasies, dat ek nie staan en stribbel en stry en beter weterig is en wonder, nou maar wie is nou die nasies wat moet en wie nie. Ek is gehoorsaam, want ek het ervaar wat hy vir my gedoen het. Daarom kan ek nie ophou my hande te klap nie, daarom kan ek nie ophou om te juig nie, halleluja! I want to be like Sister Abby. Yes, ouens, ek wil hê my aanbidding met jou intrek. Ek wil jy moet na my kyk, en jy moet soos 'n Dawid, jy moet 'n Dawid sien wat voor die ark van die Here dans. Jy kan daai storie gaan lees in 2 Samuel 6, waar hy voor die ark van die Here dans. En die bewoording, die beskrywing is ongelooflik. Hy sê Dawid het violently voor die Here gedans. Hy het met alles wat in hom is, het hy voor die Here gedans. Nie net 'n gedeelte of 'n stukkie nie, hy het alles ingesit. Want hy het besef hoe groot en hoe goed sy God vir hom is. Hy het gesien waar God hom gaan haal, daar as 'n ou skaapwagtertjie, en hy het hom gebring vir Goliat uit te sort, en hy het hom gebring en hom herstel om die koning van hierdie nasies, uitverkore mense te wees. Hy dans hom letterlik uit sy klere uit sy koninklike kleed uit. En julle almal ken die storie, in hierdie wat hy so voor die Here dans, en wat hy hierdie handeling van dankbaarheid gee. Staan sy vrou, en sy kyk, nou hoe 'n man hier voor almal dans. En die Bybel sê, hier binnekant het sy aanstoot geneem. En sy sê, is dit hoe die koning omgedra? Jy is die leier van hierdie volk. Jy is die man. En nou gaan jy so te kere. Wat's fout met jou? Weet jy nie om jou te gedra nie? Weet jy nie om protokol te volg nie? Besef jy nie hoe waardig is jy eintlik nie? En daar staan iets binne in Dawid op, want sy het hom bestraf. Sy dit wat hy besig was om vir die Here te gee, het sy probeer om weg te vat van hom af en van die Here af. En in daai oomblik kom daar iets in Dawid op en hy kyk na haar en hy sê vir haar, I will become even more undignified than this. So wat hy van Afrikaans sê is, hy sê, jy dink jy het ietsie gesien, hy sê, nou gaan jy my sien. Jy gaan nou sien hoe loof en prys ek die Here. Jy gaan nou sien hoe maak ek sy naam groot. Jy gaan nou sien, ek gaan vir jou sê, skuif bietjie op, kwagga, hier's nie plek vir ons nie, ek is bly dis vakansie naweek, want daar's al meer plek hier langs my, maar ek gaan sy naam loof en prys, want daar's niks waardig in my nie. Hy is waardig van alles. Halleluja! Hoe bly ek stil? Hoe hou ek dit vir myself? Hy's my koning, hy's my meester, hy's my redder, hy het my vrygemaak, hy het my losgemaak. Ek is op my pad hemel toe, halleluja! Yes, ouens. Die tragedie van die hele storie. Die Here neem aanstoot. Die Here neem aanstoot en hy sê vir hy vrou, jy sal in jou lewe nooit kinders baar nie. Because you wanted to take something away that is precious to me. You wanted to rob me of my honor and of my glory. And you wanted to rob me from an opportunity to pour my oil upon my son. Dis wat jy probeer doen het. So ek wil vir jou sê, pas op, my boetie en sussie, pas op as jy in die kerk langs iemand sit, wat hulle self uitleef, en wat hulle alles vir hom gee, en jy staan daar en jy neem aanstoot, moet jy jou hande so hard klap? Magtig, het jy al gehoor hoe klink dit as jy sang? Pas op. You are robbing God. Maar wat ek by jou wil los volgend is, ouens, ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie stil bly nie. Hierdie groot koning van ons is te groot. Wat hy vir my gedoen het is te ver bo my verstaan, is te ver bo my intellek, is te ver bo dit wat ek kan begryp. Maar wat ek weet is, hy het my lewe kom verander. Wat ek weet is, hy het my nuut kom maak en ek kan nie stil bly daaroor nie. Amen. Staan saam met my asseblief.